Goeienaand, liewe luisteraars. Kom ons kyk na die pitkos vandag wat ek vir u het. The truth of the matter is that you always know the right thing to do. The hard part is doing it. Dit was een van my boodskappe die begin van hierdie jaar. Ja, om altyd die regte ding te doen, hè? Ons kyk vanaand na ons goddelike GPS, God die Heilige Gees. Onthou jy dat jy voorheen 'n atlas nodig gehad het toe jy 'n lang pad moes ry? Nou programmeer jy net die bestemming op jou motor se GPS en hy sê jou waar en wanneer om te draai, hoe ver die volgende petrolstasie is en hoe laat jy aan die ander kant gaan aankom. Dis die wonder van tegnologie. Ons verdwaal nou minder as in die verlede. Partykeer kan hierdie GPS ook maar jou lekker laat verdwaal, maar meestal bring hulle jou by jou bestemming aan. As 'n volgeling van Jesus het ek en u 'n goddelike GPS, naamlik die Heilige Gees. Hy kies die roete en die tyd en die waarborg dat jy by jou godgegewe bestemming sal uitkom. Deur na hom te luister, leer jy 4 waardevolle lewenslesse. Eerstens leer jy om op God eerder as jouself staat te maak. Veronderstel jy weet wat in jou lewe gaan gebeur, deur die planne wat jy beraam, en dit laat jou dan optree sonder om God eers te raadpleeg. Samson het gedink, hy het agtergekom hoe werk dinge. Toe Delila hom verraai en die Filistyne bind hom met toue vas, het hy gedink, hy sal maar net maak soos altyd. Ek sal weer uitstap soos die vorige kere en my losruk. Maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Om 'n oorwinning te leef beteken om totaal afhanklik voor God te leef en nie op jouself staat te maak nie. In die tweede plek verander dit jou perspektief. Jy kyk dalk nie altyd waarheen jy gaan nie, maar jy sal altyd opeindig waar jy kyk. Jou perspektief of jou uitkyk op die lewe bepaal jou keuses en die rigting waarin jy gaan. As jy jou oë op Jesus hou en hom volg, sal jy jou doel op aarde uitleef, maar as jy egter jou oë op mense hou, sal jy hulle volg. Nadat hy duur betaal het, omdat hy op sy vreeslike begeertes gereageer het, het Dawid sy perspektief verander en gebid. Op U, Here, my God, is my oë gerig. Derdens leer ons die krag van gebed. Voel jy verlore in onbekende waters en onseker oor wat jy volgende moet doen? God gebruik sulke tye om jou terug te roep na hom toe en jou aan te moedig om op hom te steun, want hy is 'n getroue bron van krag en wysheid. Hou op om alles self te probeer doen. God sê in Jeremia 33:3, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie geweet het nie. Vat jou probleem na die Here toe en vra hom vir 'n oplossing. Hy sal jou nie teleurstel nie. Die gebed van hulle gelowige het mos 'n baie wonderlike kragtige uitwerking. In die vierde plek leer jy die krag van geduld. As die Heilige Gees 'n rigting vir jou aandui en 'n doelwit of droom in jou hart sit, is dit maklik om te verwag dat dit oornag moet gebeur. Tydsberekening is egter van die uiterste belang, en dis onder God se beheer en nie joune nie. God se tydsberekening is noodsaaklik om die 2 kenmerke wat jy nodig het, geloof en hoop te ontwikkel. Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Romeine 8:25. Terwyl jy geduld leer, is God besig om die omstandighede vir jou voor te berei en ook die eienskappe van Christus in jou te kweek. Die psalmskrywer het geskryf dat sy hoop in God gelê het. Waarin lê jou hoop? Solank as wat jou hoop in enigiets anders as God se getroue liefde en goedheid is, sal jy aanhou worstel met vrese en onsekerheid. Is dit nie wonderlik om te dink dat ons het 'n ingeboude GPS, naamlik die Heilige Gees, wat in ons woon en deur ons werk nie? Kom ons vertrou dan op die Heilige Gees om ons te bring waar die Here ons wil hê. Kom ons bid saam. Lei ons Here, lei ons deur die kosbare Heilige Gees. Ons ken nie die dag van môre nie, maar U is alreeds daar om ons in te lig oor die weg waarop ons moet wandel. U sal ons nie los waar ons is nie, maar U sal ons help deur die Heilige Gees se leiding om te kom waar U wil hê ons moet wees. As ons U aanroep, sal U ons leer aangaande die weg wat ons moet gaan. U sal ons raad gee as ons daarvoor vra en die oog is op ons sodat ons nie sal verdwaal nie. Amen.